Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens hier by Luxmundi. Dis 'n groot voorreg om so op jou skerm te kan wees. Ek hoop dat dit met jou goed gaan daar waar jy vandag is en dat 2026 sover vir jou 'n baie goeie jaar is. Ons het vandag die voorreg om so aanlyn net waarlik onsself oop te maak om die woord van die Here te ontvang en ek wil jou uitnooi waarvanaf jy ook al kyk vandag, of jy dalk op reis is vir werk, met vakansie is en of jy by die huis is om jouself regtig net beskikbaar te stel om die woord van die Here ook te ontvang. Ek sien in die week 'n ding hoe iemand verduidelik hoe ons dalk na die beste preek in die wêreld kan luister. Ons kan die mooiste natuurtoneel sien in die wêreld. Ons kan na die heel mooiste Christelike lied luister, maar as ons nie ons harte oopmaak om te ontvang nie, dan sal dit ook nie vir ons beteken wat dit moet beteken nie. En die persoon verduidelik dit dan met 'n glas water wat hy wil volgooi, maar hy hou die glas onderste bo. En dan natuurlik, as jy die water gooi, as jy die woord ontvang, as jy die Here beleef, as jy sy stem hoor, maar jy is nie ontvanklik daarvoor nie, dan loop dit by jou verby. En daarom is dit nodig dat ons harte moet oopmaak, dat daai glas regop moet wees, sodat wanneer die Here praat, wanneer ons sy woord hoor, laat ons moet oop wees en ontvanklik wees, om dit ook te ontvang en toe te laat die Here ons hart daarmee aanraak, sodat ons ook daarmee beweeg kan word, om meer en meer soos hy te wees en te leef. Ons het vandag die voorreg om uit die woord uit te lees en ons tema waarmee ons besig is hier in die begin van die jaar by Luxmundi is ook ons jaartema waar ons sê maar ons wil groei in ons geloof. Ons kan nie net van self groei nie, dis nie iets wat outomaties gaan gebeur nie. Mens moet intentioneel besluit, ek wil groei in my geloof en dan moet dit oorgaan tot aksie. Dan moet ek sê, wel, as ek wil groei in my geloof, as ek wil nader in die Here leef, as ek meer en meer soos hy wil wees, dan moet ek iewers langs die pad intentionele besluite neem om te sê, hier is 'n klompie goed wat ek gaan doen, hierdie is wat ek gaan aanpak, hierdie is die aksies wat ek gaan uitvoer, sodat ek kan groei, ook in my geloof. En ons tema vir vandag is sigbare groei, om ook te sê dat ons lewens getuig van die groei wat ook in ons plaasvind en dat dit sigbaar word deur die manier hoe ons leef. As ons uit ons eie lewe sou uitklim en vir onsself van bo af sou kom kyk, dan moet ons sê, maar as ek vir myself kyk, dan wil ek sien dat ek is besig om te verander, ek is besig om te beweeg, ek is besig om te groei. En so wys dit ook hoe ander mense na ons kyk en sien, maar ons is besig om te groei in die Here. En dat hulle nuuskierig maak en wakker maak om ook te sê, maar hoe gaan ons groei in die Here? Hoe gaan ons ook ons lewens wil beweeg in die rigting van Jesus Christus? En Jesus het self rondom hierdie idee van groei gepraat toe hy 'n teks daar in Johannes 15 vir ons openbaar ook wat vir ons wys hoe ons ook in ons lewens kan groei. En dan verder gaan wanneer hy eers praat van God die Vader se rol in ons lewens, Jesus Christus se rol in ons lewe, en dan lees ons ook vandag 'n stukkie in Galasiërs wat vir ons wys wat is die Heilige Gees se rol in ons lewe en wanneer dit juis kom by hierdie proses van groei. Nou ek lees die teks vir ons daar in Johannes 15 vers 1 tot by vers 8 wat sê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. En dan daardie teks in Galasiërs 5 vers 22 tot by vers 26. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.
Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittaard of op mekaar afgunstig wees nie. Hierdie twee tekste is vir ons baie besonder in die sin dat hierdie tema van groei ook baie sterk hier voorkom. Dat Jesus met mense praat en dan juis ook hierdie tema van boerdery gebruik, van iemand wat met druiwe boer, om hierdie beeld te gebruik om vir mense iets te verduidelik van God die Vader se rol en dan ook Jesus Christus se rol in ons lewe. Om dan vir ons te sê dat Jesus se lewensstorie word so wesenlik deel van ons lewensstorie en ons lewensstorie word so wesenlik deel van Jesus se storie dat hy in ons woon en ons in hom. En solank as wat dit so is, solank as wat ons toelaat dat Jesus se storie in ons lewensstorie invleg en dat ons en Jesus Christus een is, het ons die voorreg om vrug te dra. En dan praat Jesus ook in hierdie teks van twee verskillende maniere hoe daar gesnoei word, ook in hierdie wingerd. Iets wat natuurlik vir 'n boer van daardie tyd nou baie bekend sal gewees het, en selfs in vandag se tyd weet ons dat die wingerd gesnoei moet word. En hy sê die twee maniere is, eerstens, jy word gesnoei sodat jy beter kan groei. Partykeer word ons bietjie gedruk van 'n kant af en hier is ietsie wat moeilik is in die lewe en hier is ietsie wat swaar is en hier is iets wat nie heeltemal uitwerk soos wat ek beplan het nie en hier is 'n ding wat ek nie gesien kom het nie, en die lewe druk ons partykeer van al die kante af, maar so groei ons en so druk dit ons om sterker te wees, beter te wees en 'n stuk wysheid by te kry en kennis en insig by te kry, en so groei ons sodat ons môre nog beter kan vrugte dra as gister. Hierdie tipe groei, hierdie tipe snoei wat die Here toepas in ons lewe, is 'n goeie snoei, om onsself so te vorm dat ons al hoe meer en meer vrugte kan dra, sodat mense al hoe meer en meer vir Jesus Christus in ons kan raak sien, want hy is in ons en ons is in hom, en wanneer die Here dan met ons werk, dan word hy al hoe meer en meer sigbaar, soos wat ons besig is om te groei in hom. Die tweede tipe snoei wat hy hierso van praat, is een waar ons nie die woord van die Here wil aanvaar nie, en nie in hom wil leef nie, en nie hom toelaat om binne in ons te leef nie, en dan sê Jesus, sulke lote word afgesny, en dit word weggegooi, want dit dra nie vrugte nie. En daarom is dit vir ons belangrik om hierdie teks mooi te verstaan, waar die Here vir ons sê, ons moet vrugte dra, ons geloof moet oorgaan na 'n proses toe waar dit uitkom na buitentoe, en dit uitgeleef word na buitentoe, dat ons kinders van die Here is. Dit is nie iets wat net in ons kop of in ons hart kan bly, maar ons leef dit nie uit nie, dit word nie duidelik in ons besluite, dit word nie duidelik in die manier hoe ons met mense werk nie, dit word nie duidelik in die manier hoe ons besigheid doen, of hoe ek met my kollegas werk, of hoe ek met my vriende werk, of met my kinders, of met my ouers. As dit nie daarin duidelik word nie, dan dra ons geloof nie vrugte nie. En dan in Galasiërs gaan Paulus, en hy sê dan dat die voorreg wat ons ook het, is dat die Heilige Gees binne in ons woon, en dat ons hierdie Gees het wat ons kan help om vrugte voor te bring. En dan lys hy die 9 vrugte daar, wat dan sê dat hierso is praktiese voorbeelde van hoe ons lewens verander, as ons nader en nader, meer en meer in Christus lewe, en toelaat dat hy ook binne in ons lewe. As ons al hoe meer en meer ons lewe invleg in wie hy is. En ons doen dit natuurlik deur uit die woord uit te lees, sodat ons meer van hom daarin kan leer, sodat ons lewens meer daarvolgens kan inrig. So vleg ons hom in ons lewens in. Ons doen dit deur om te ervaar in die natuur, deur om te ervaar wanneer ander mense met ons praat oor die Here, en ons met mense praat oor die Here, en ons deur die ervarings van ons lewe stukkie vir stukkie gesnoei word, en in elke situasie eintlik vir onsself afvra, wat leer ek hieruit? Wat is die Here besig om nou vir my te wys? Waarmee is die Here besig in my lewe op die oomblik? As ek dit in elke faset van my lewe vra, elke oomblik vra, hoe is die Here nou besig om my te snoei? Of waar is die Here besig om vrugte uit my uit te laat bloei, wat tot seën vir hierdie wêreld kan wees? In elke ding wat jy doen. En ek wil jou ook uitdaag, na hierdie aanlyn erediens, gaan dink daaroor, gaan dink hierdie week daaroor. Gaan vra jouself vir elke faset van jou lewe, by jou werk, by jou huis, oral waar jy kom, alles wat jy mee besig is, vra jouself af, waarmee is ek hier besig? Waarmee is die Here besig? Hoe pas dit in by God se plan vir my? En hoe is ek besig om of gesnoei te word om beter vrug te dra,
Of hoe is ek besig om vrug vir die Here Jesus Christus te wees? Ek wil jou uitnooi om dit te doen, want dit is hierdie proses van groei, en ons moet dit derentyd doen, ons moet derentyd vir onsself afvra, wat is die volgende stap van groei? Waar word ek volgende gesnoei? Waar kan ek volgende vrugte dra? Hoe kan ek beplan om môre beter vrug vir die Here Jesus Christus te dra? Dit is intentioneel, en dit moet ons ook in ons lewens doen. Ons wil die Here uitnooi om ons te snoei, om die beste vrugte te dra. En ons wil ten alle koste vermy om gesnoei te word, om weg te gooi te word, en nie deel te wees van hierdie wonderlike storie en lewe saam met Jesus Christus nie. Mag die Here Jesus jou ook lei en jou help in hierdie proses, deur sy Heilige Gees, om ook die vrugte van die Gees in jou lewe al meer en meer te ontwikkel, om te soek, waarmee is die Here besig in jou lewe, waar snoei die Here, en waar gee die Here vir jou vrug om te dra. Mag hierdie proses vir jou 'n wonderlike proses van groei ook in jou lewe wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir die groot voorreg om U te kan ken. En dankie Here dat ons mag deel wees van U wingerd, dat U, God die Vader, die boer is wat oor ons oorsien, dat Jesus Christus die een is wat ook deur ons lote, deur ons are vloei, en dat ons kan vrugte dra. En Here, ons weet, in die lewe word ons gesnoei, en baie keer is dit seer, baie keer is dit taaf, baie keer is dit moeilik om gesnoei te word, maar Vader, ons weet dit lei daartoe dat ons môre beter vrugte vir U kan dra, en ons wil ons commit, Here, en ons wil net rarig U uitnooi om so wesenlik in ons te wees, sodat ons voluit in U kan wees. Help ons Vader om so vrugte te dra, die Heilige Gees se vrugte ook, dat dit so sigbaar is vir mense rondom ons, dat hulle self nuuskierig raak oor waar kom hierdie vrugte vandaan, en hoe kry ons dit reg om meer en meer vrugte te dra, dat hierdie proses hulle ook na die Here toe sal lei, en dat hulle sal nuuskierig raak om te weet, wie is die Here wat ons dien, en dat ons deur die manier hoe ons leef, en deur die vrugte wat ons dra, mense ook na die Here toe sal wys. Ons gebed is, Here, dat U ons sal help om in elke faset van ons lewe te soek, na waar is U besig om ons te snoei, sodat ons kan groei, en waar is U ook besig om vrugte in ons lewe voor te bring, sodat ons dit kan deel met hierdie wêreld. Dankie, Here, dat ons hierdie week aan U kan opdra, en ons gebed is dat U elke dag vir ons nuwe krag sal gee, om voluit vir U te gaan lewe, en voluit vir U te gaan vrug dra. Ons bid dit in die heilige naam. Amen. Vriende, ek deel graag met julle ook 'n paar afkondigings vandag. As dit die eerste keer is wat jy saam met ons kyk vandag, wil ons vir jou baie welkom sê. Like en share hierdie video ook vir enige iemand wat jy dink nodig het om dit ook te hoor. Dan as jy behoefte het dat iemand vir jou moet bid, ons gemeente se gebedsbediening staan altyd gereed vir versoeke. Gee dit sommer net deur na die kerkkantoor toe. Ons wil graag jou ook deel maak van ons gebedslys as jy dit nodig het. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes, en baie dankie vir elkeen van julle wat dit ook getrou doen. Kom ons gee, soos wat daar op die skerm ook vir ons beskikbaar is, deur al die verskillende metodes. Ons is besig met ons lofoffer tot einde Februarie, en ons sê baie dankie vir elkeen wat ook daar bydrae gelewer het. Kom ons gee ook, soos wat die Here rondom die lofoffer op ons harte lê. Die 24ste Februarie om 10:00 die oggend is daar 'n geleentheid rondom demensie by die Luxmundi in die gemeentesentrum. Dis R50 per persoon, en daar is 'n paneelbespreking met onder andere 'n geneesheer, sielkundige, regsgeleerde, die Alzheimer Vereniging en hulpdienste. Kom gerus na hierdie geleentheid toe as dit vir jou relevant is, of as jy weet van iemand vir wie dit kan relevant wees. Asseblief nooi hulle uit. Dis 'n baie besondere geleentheid. Dit is een van die dae, as Woensdag die 18de Februarie. Dit is 'n Woensdag, en jy kan enige tyd van 8:30 tot 8:30 die aand kan jy opdaag, en jy kan op jou eie tyd deur die verskillende stasies loop. Ons wil jou uitnooi na die geleentheid toe, as Woensdag natuurlik die begin van die lydenstyd, en ons nooi jou uit om ook hierdie pad saam met ons te kom loop hierdie jaar. Faros het 'n klereprojek, en elke maandagooggend van 9 tot 11 word daardie klere gepak, en ons wil jou uitnooi. Ons het hande daar nodig. As jy kan kom help daarmee, kom gerus op 'n maandagooggend 9:00 na Faros toe, en kom help ons ook om die klere te pak wat dan gaan aan mense wat behoefte het. Daar is 'n geleentheid by NG Ferry Glen, 'n Valentynskuier met Dr. Gustaf Gous. Dis die 14de Februarie 9:30 vir 10:00. Dis R120 per persoon. Ondersteun ook
ons buurgemeente met hierdie aksie. Ons gemeentekamp 6 tot 8 Maart, ons nooi jou uit. As jy nie bespreek het deur die gemeente nie, kan jy nog direk by Weesgerus bespreek. Asseblief maak ook daarvan gebruik. Dit gaan 'n wonderlike saamkuier geleentheid wees vir ons hele geloofsfamilie. My gebed is dat jy hierdie week werklik net jou oë sal oophou vir waar die Here ook groei in jou lewe bewerk. Waar hy besig is om te snoei en ook waar hy besig is om die mooiste vrugte in jou lewe te laat blom. Mag die Here jou dan seën en beskerm. Mag hy jou lei en jou leer in die waarheid. En mag jy altyd oop wees om voluit in Jesus te leef en toelaat dat hy in jou leef. Amen.